Hallo almal en baie welkom by deel 2 van NGB artikel 12, die skepping van alle dinge, veral die engele. Nou baie pragtig op hierdie foto sal julle sien is 'n tipe engel wat mens noem is 'n gerub. En hierdie gerubs word vir ons veral uitgebeeld in die eerste hoofstuk van die boek Esegiel, 'n pragtige hoofstuk. Gaan lees maar gerus hoe word 'n gerub daar beskryf. Nou ons is sover op 'n wonderlike reis deur die NGB. Ons het in artikel 1 geleer wie God is en wat sy wesenseienskappe is. Ons het geleer ons glo met die hart en bely met die mond 'n enige en enkelvoudige geestelike wese wat ons God noem. Toe in artikels 2 tot en met 7 het ons gekyk na die Heilige Skrif. Wat leer die Heilige Skrif oor homself? Artikels 8 en 9 het ons gekyk na die drie-eenheid en in artikels 10 en 11 het ons gekyk na die godheid van Jesus Christus en die godheid van die Heilige Gees. En nou staan ons stil by die skepping. Nou ons het in ons eerste video gekyk na die skepping, veral die skepping van die mens en hoe die skepping die mens dien, sodat die mens op die ou ende sy skepperreg kan verteenwoordig en hom kan verheerlik. Maar soos julle sal sien in die opskrif, dit gaan nie net oor die skepping van alle dinge nie, dit gaan oor die skepping van alle dinge, veral die engele. 'n Groot deel van hierdie artikel het te doen met die skepping van die engele. En ons gaan nou nie weer die hele gedeelte saam lees nie, maar ons hoor in hierdie gedeelte dat God die engele goed geskape het. Nou let op, hy het die engele goed geskep. Met ander woorde, die engele is skepsels. Hulle is nie ewige wesens nie. Baie mense sê dat die Satan 'n ewige mag is wat teen God moet beklei. So met ander woorde, baie mense sê daar is hierdie ewige stryd tussen goed en kwaad. En dit is nie waar nie, want die Satan is nie 'n ewige wese nie. Die Satan is 'n gevalle engel en selfs hy was op 'n stadium 'n goeie engel, 'n engel wat goed geskape is. En nou waarom het God die engele geskape? Ons hoor dit in die belydenis om sy boodskappers te wees. Die woord engel beteken letterlik boodskappe, boodskappers. Hulle bring God se boodskappe, hulle voer sy bevele uit en hulle dien sy koninkryk. Baie belangrik wat ons ook in die artikel hoor, is hulle dien die uitverkorenes. Gaan lees maar gerus Hebreërs 1 vers 14, waar ons hoor dat hulle dienende geeste is. En ook in die brief van die Hebreërs staan daar, dit gaan op die ou ende nie vir God oor die engele nie, maar dit gaan vir hom oor die nageslag van Abraham. Met ander woorde, dit gaan vir God ten diepste oor mense. En wat 'n wonderlike voorreg. En dan kan 'n mens maar dink aan Psalm 8 waar ons sê, maar wie is die mens? Wat is die mens dat u aan hom dink? Dat u net 'n gedagte aan hom gee? Maar nou die hartseer deel van hierdie artikel en ook die hartseer deel van die Bybel, sommige van die engele het vanuit hulle verhewe toestand geval. Baie van die engele het onder leiding van die Satan in opstand teen God gekom. En daarmee het hulle oorspronklike heiligheid verloor en hulle het hulle self in die verderf gestort. En in ander woorde, een ding wat hierdie vir ons baie duidelik beklemtoon, is die kwaad kom nie van God af nie. Die engele wat gerebelleer het teen God, het besluit om boos op te tree. En die feit dat hulle in sulke bose skepsels ontaard het, word nie aan God toegeskryf nie, maar aan hulle self. Maar dan hoor ons, die ander het deur die genade van God staande gebly. Dis daarom dat die Bybel op ten minste een plek praat van uitverkore engele. Daar is engele wat God gekies het, hy gaan dat hulle in sy genade volhard. Hy gaan nie toelaat dat hulle soos die gevalle engele in die verderf gestort word nie. Hulle het volhard deur God se genade. Hulle is dus nie beter as die engele wat geval het nie. Nou, wanneer ons kom by duiwels en bose geeste, moet ons besef dat hulle boosheid is totaal. Ons beskryf dit in woorde, hulle is absoluut verdorwe. Met ander woorde, die engele, die bose engele en die Satan kan nie boser wees as wat hulle is nie. Hulle is so boos soos wat hulle moontlik kan wees. Hulle is nie neutrale geeste nie. Dis nie soos op die televisieprogramme van vandag waar ons sien dat iemand begin as 'n demoon, maar later
word hy 'n goeie engel en hy keer weer terug tot God nie. Hulle is nogal lief om dit in TV-programme so uit te beeld. Maar nee, die bose engele is absoluut boos en hulle is vyande van God. Hulle is vyande van God en van alles wat goed is. Hulle haat God, hulle haat die waarheid, hulle haat die evangelie en hulle haat die kerk. En dit laat ons dink aan wat ons Here Jesus sê van die Satan. Hy was 'n moordenaar van die begin af en hy is die vader van die leuen. En dan hoor ons ook in die belydenis, soos moordenaars loer hulle op die kerk. Hulle vernietig, hulle verwoes en hulle mislei. Nie net die kerk nie, maar soos ons ook bely, elke individuele lidmaat. Hulle haat dit om te sien hoe die Heilige Gees mense se lewens verander. En daarom dat hulle ons aanval, dat hulle weet waar ons swak plekke is, dat hulle ons daar tref, sodat ons aan versoekings toegee en sodat ons verhouding met God skade ly. En daarom dat daar so baie gepraat word oor oorlogvoering, veral in Efesiërs 6 vers 10 tot 20, waar ons hoor dat ons stryd op die ou einde nie teen mense is nie, nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose geeste. En dan hoor ons dat hulle alles deur hulle bedrog verwoes. Waar kom valse leer vandaan? Het jy al ooit daaraan gedink? Valse leer kom van die bose geeste af. Dis hulle wat die valse leer is die gevolg van bose geeste. Versoeking, verdraaiing van die skrif. Wat doen die duiwel in Genesis 3 wanneer hy vir Eva versoek? Hy kom nie met geweld nie. Nee, hy kom glad nie met geweld nie. Inteendeel, hy kom so listig. Hy kom met bedrog. Hy sê, is dit regtig waar dat God gesê het? Met ander woorde, hy verdraai die waarheid. Die verdraaiing van waarheid en valse leer kom van die duiwel af. As die duiwel nie die kerk van buite af kan aanval met aanvalle van die regeerders van die land af nie, dan val hy die kerk van binne af deur mense in die versoeking te lei om valse leer te verkondig. En dan hoor ons, hulle is deur hulle eie boosheid veroordeel. Met ander woorde, hulle eie boosheid. God is nie die outeur van hulle boosheid nie. Hulle moet self die skuld daarvoor dra en hulle oordeel is regverdig. Gaan lees maar gerus Openbaring 20. En daarom dat ons aan die einde van hierdie artikel praat van sekere dwaalleer wat ons verwerp. Ons verwerp die dwaalleer van die Sadduseërs. Die Sadduseërs was godsdienstige leiers in die tyd van Jesus wat gesê het, bose geeste en engele bestaan nie. Ons weet hulle bestaan, ons stryd is teen hulle. Ons verwerp ook die dwaalleer van die Manicheërs. Hulle sê dat goed en kwaad van ewigheid af teenoor mekaar staan. Maar ons sê kwaad het 'n spesifieke begin gehad, toe die duiwel en sy bose engele in opstand teen die Here gekom het. Die duiwel en die bose is nie 'n ewige krag wat teen God bestaan nie. En Satan is geen tweede God nie. Die duiwel is baie ver teenoor die Here. Hy is die Here, ons noem dit baie keer so, hy is die Here se onwillige diensknegt. Die Here kan selfs die Satan gebruik om sy planne tot uitvoering te bring. Die Satan is eindeloos kleiner. Hy is oneindig kleiner as wat die Here is. En dit moet vir ons baie troos gee. Ek sien julle in die volgende sessie.